In vandag se lesie gaan ons weer bietjie kyk na ons grafieke en vandag gaan ons bietjie kyk na 'n lokale minimum en 'n lokale maksimum. Nou die eerste ding waarna ons gaan kyk is ons lokale maksimum. Wanneer ons kyk na 'n lokale maksimum, kan ons sê 'n grafiek het 'n lokale maksimum wanneer die grafiek van stygend na dalend verander. Ons het in die heel eerste lesie so 'n bietjie geraak aan 'n maksimum en 'n minimum waarde. So as ons nou net weer kyk na 'n lokale maksimum. Ons praat van 'n lokale maksimum waarde. As ons kyk na ons X en ons Y grafiekie, onthou ons het mos nou gesê ons X is altyd ons onafhanklike veranderlike en ons Y-waardetjie het ons gesê is altyd ons afhanklike veranderlike. Nou as ons kyk na 'n lokale maksimum, dan sê dit vir ons 'n grafiek het 'n lokale maksimum wanneer die grafiek van stygend na dalend verander. Met ander woorde, ons kan sien by hierdie grafiek is hierdie kant is hy stygend, want hy neem toe soos hy vorder van links na regs. Hierso by hierdie punt is gebeur 'n draaipunt en by daai draaipunt het hy sy lokale maksimum. Na die draaipunt is hy weer dalend. So al daai waardes aan die regterkant van die draaipunt is weer minder. So hy het 'n lokale maksimumwaarde. Nou onthou ons maksimumwaarde kan ons altyd sê ons lokale maksimumwaarde en dit is baie belangrik. Ons lokale maksimum is 'n Y-waarde. Kom ons teken net nog 'n voorbeeld van 'n lokale maksimum of 'n lokale minimum. Jy kan sien dat hy ook 'n konstante toename en 'n konstante afname kan hê. Die eerste grafiekie het hy 'n toenemende toename of 'n toenemende afname. Hy het nie 'n konstante toename en 'n afname nie. So as ons kyk na ons tweede grafiek, dan kan ons by dit ook sien, ons het ons X en ons Y-waarde, dan kan ons hier ook sien wanneer 'n grafiek so lyk dat hy toeneem en hy het 'n draaipunt of 'n maksimumwaarde en hy neem daarna weer af, dan kan ons praat van 'n lokale maksimum of 'n lokale minimum. Met ander woorde, hierso kan ons sien die grafiek is stygend en dan die oomblik as hy by die maksimumwaarde kom, draai hy weer en daarna verander hy en dan is hy dalend. En daai punt daar kan ons dan praat van is die lokale maksimum. Net by ons vorige grafiekie ook aandui, daai punt is met ander woorde my lokale maksimum. Goed, nou kan ons gou kyk na ons lokale minimum. As ons kyk na 'n lokale minimum, wat as julle nou weet wat is 'n lokale maksimum, wat gaan 'n lokale minimum wees? Dit is reg, dit gaan 'n lokale minimum wees, gaan waar die grafiek verander van dalend na stygend. Met ander woorde, as ons X-as en ons Y-asie weer het, en ons grafiek verander, en hy het 'n lokale minimum, hy gaan met ander woorde, die grafiek gaan daal tot by 'n punt, en dan gaan hy draai, en dan het hy weer 'n stygende grafiek. Met ander woorde, as ons kyk na hierdie grafiek, dan kan ons sien vir hierdie deel, is hy dalend, hy neem af soos hy van links na regs my X-waarde meer word, en aan hierdie kant is hy stygend. Met ander woorde, my Y-waarde neem weer toe soos wat X meer word. Hierdie punt hier is met ander woorde my lokale minimum.
Daai puntjie word my lokale minimum genoem en dit is ook dan die draaipunt waar die grafiek verander van dalend na stygend. Onthou nou maar net, weer eens, soos wat ons nog die heeltyd gesê het, X is die onafhanklike veranderlike en Y is my afhanklike veranderlike. Y se waarde hang altyd af van X en dis hoekom hy die afhanklike veranderlike is. Onthou nou, net soos wat ons nou hier kan gekyk het na die lokale minimum, maksimum is die lokale minimum is ook altyd 'n Y-waarde. So my lokale minimumwaarde gaan 'n Y-waarde wees. Ons gaan dus skryf as hulle 'n lokale minimum vra, gaan ons hom antwoord op die manier om te sê Y is gelyk aan. Net so as hulle 'n lokale maksimum vra, gaan ons kan sê 'n lokale maksimum, omdat dit 'n Y-waarde is, kan ons sê Y is gelyk aan. Goed, nou net soos wat ons by die lokale maksimum gesien het, kan hierdie lokale minimum ook met 'n reguit lyn grafiek verkry word wanneer daar 'n konstante toename of 'n konstante afname is. So, as ons weer kyk na ons X en ons Y, dan kan 'n grafiek ook 'n konstante afname hê en daarna 'n konstante toename. Dis soos die vorige lesie se grafiek wat ons gekyk het, as jy stadiger ry om 'n regs te draai, so jy jou spoed verminder teen 'n konstante tempo en dan draai jy regs en wanneer jy regs gedraai het, neem jou spoed weer teen 'n konstante tempo toe. Hier kan ons nou weer sien, hierdie punt is my lokale minimum en my grafiek het verander van dalend na stygend. So, hierdie kant is hy dalend, want hy neem af, soos wat X toeneem, neem hy Y-waarde af, en van die draaipunt af is hy weer stygend, en dit is omdat my Y-waarde toeneem, soos wat my X-waarde toeneem. As ons kyk na die volgende grafiekie, dan kan ons sien, 'n grafiek kan veelvuldige maksimum en minimum waardes hê. As ons byvoorbeeld 'n volledige X en 'n Y as teken, dan kan ons sien, onthou ons X bly steeds ons onafhanklike veranderlike en Y bly steeds ons afhanklike veranderlike. Nou kan dit gebeur dat ons 'n grafiek het wat soos volg lyk. As ons byvoorbeeld kyk na 'n grafiek, dan gaan ons hom kan teken. In hierdie verband kan jy dus sien, hierdie grafiek het 1, 2, 3 punte, waar hy 'n maksimum waarde het. So 'n grafiek kan veelvuldige maksimum waardes hê en veelvuldige minimum waardes. 'n maksimum of 'n minimum waarde is altyd 'n Y-waarde. Met ander woorde, jou Y-waarde is mos altyd jou afhanklike veranderlike. As ons byvoorbeeld kyk na die volgende twee grafieke, wat ek nou sommer op dieselfde assestelsel gaan teken, onthou ons Y-waarde is altyd ons afhanklike veranderlike, ons X-waarde is altyd ons onafhanklike veranderlike. Dan kan ons byvoorbeeld kyk na hierdie twee grafieke. As ek die een grafiek teken, en hierdie waarde kan ek merk hierso as min 5, want hy is hier op die negatiewe as, en as ek hier by 'n waarde 4 merk en ek teken 'n grafiek so omlê, dan kan ek sê, hierdie punt het 'n maksimum waarde daar by daai punt daar. Met ander woorde, ek kan sê hierdie grafiek het 'n maksimum waarde
en daai maksimumwaarde is y is gelyk aan 4, want dit is hierdie waarde hier. Goed, hierdie grafiek kan ek sê het 'n minimumwaarde en hierdie minimumwaarde is y is gelyk aan -5. Onthou, ons het gesê hy het 'n minimum as hy van dalend na stygend verander. So as ons net weer kyk na hierdie grafiek, dan kan ons sien hy is hier dalend. Hy het sy draaipuntjie daar en daarvanaf is hy weer stygend. Met 'n maksimumwaarde het ons gesê die grafiek is verander van stygend. Kyk, hierdie kant is hy stygend, want hy neem toe soos wat x van links na regs toeneem, en vir hierdie waarde is hy weer dalend. Soos wat x toeneem, neem y af. En dit is hoekom hy dan daar dalend is. Hierdie is 'n kort lesie. Jy kan dit wat jy nou geleer het, weer oefen deur jou huiswerk te voltooi.